decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, praise the Lord, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, praise the Lord, no turning back. It's more than worthwhile to follow Jesus. It's more than worthwhile to follow Jesus. It's more than worthwhile to follow Jesus. No turning back, praise the Lord, no turning back. Why don't you join us and follow Jesus? Why don't you join us and follow Jesus? Why don't you join us and follow Jesus? No turning back, praise the Lord, no turning back. Though no one join me, still I will follow. No one join me, still I will follow. Though no one join me, still I will follow. No turning back, praise the Lord, no turning back. Lukas 9 vers 23. En hy, Jesus, sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Ook 'n teksvers hier in Handelinge 15, die laaste gedeelte van vers 25 en vers 26. Ons geliefde Barnabas en Paulus, manne wat hulle lewe oorgegee het vir die naam van ons Here Jesus Christus. 'n Tyd gelede gesels ek met iemand wat 'n selherder in sy kerk is. En ons praat oor die kerk en ons praat oor die kerkewêreld en hy maak hierdie geweldige opmerking. Hy sê daar is net een probleem. As dit regkom, kom alles reg. Naamlik, mense het nie, en hy gebruik die Engelse woord, commitment. Hy sê, jy moet bel as selherder om die mense op 'n Woensdag aand daar te kry. Jy moet smeek, jy moet soebat, jy moet na swak verskonings luister. Hy sê, hy werk ook hard deur die dag. As hy daar kan wees, kan al die ander ook daar wees. Commitment in Afrikaans is min of meer iets soos ek verbind my tot. Ek verbind my tot die saak en in hierdie geval die saak van die Here. En wanneer dit so gaan soos wat dit gaan, beteken dit dat mense het in die kerk en in die algemene kerklike lewe nog nooit werklik 'n commitment, 'n besluit, 'n kwaliteit besluit vir die Here Jesus Christus geneem nie. En ek wil vandag met jou praat oor wat is 'n kwaliteit besluit vir die Here Jesus Christus. En ek wil 6 dinge aansny. Nommer 1, dis 'n besluit van geen terugkeer, geen terugtrek nie. Hoe teleurgesteld was Paulus in die gemeente van die Galasiërs. Elke sendbrief, en u kan bietjie dit nagaan, begin min of meer met 'n groet en dan dank hy die Here vir daardie spesifieke gemeente. U kan kyk Romeine, Korinte, Filippense, Efesiërs ensovoorts. Behalwe een gemeente, nadat hy die Galasiërs gegroet het op sy manier van gebruikelike groet, spreek hy hulle aan oor 'n probleem.
Galasiërs 1 vers 6. Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom, wat julle deur die genade van Christus geroep het, na 'n ander evangelie toe. Hy sê Galasiërs 4 vers 9, hoe keer julle weer terug tot die swakke en armoedige eerste beginsels, dis nou die wet, wat julle weer van vooraf aan wil dien. Paulus het nooit weer teruggedraai, nooit weer sy besluit teruggetrek, toe hy daardie dag op pad na Damaskus die lig gesien het, en hy daar op die grond gelê het, hy die stem van Jesus gehoor het, hy het net 2 vrae gevra, en hy het gevra, wie is u Here? En toe Jesus vir hom antwoord en sê, ek is Jesus wat jy vervolg, dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop, toe sê vra hy 'n tweede ding, Here, wat wil u hê, moet ek doen? En toe het Saulus van Tarsus daar opgestaan, en hy het God gedien met daardie kwaliteit besluit vir die Here, tot hy die dag sy asem uitgeblaas het. Indien hy sy besluit teruggetrek het, was dit nooit 'n kwaliteit besluit nie. Ek wil jou verwys na die Regabiete van wie ons lees in Jeremia hoofstuk 35. Interessante verhaal waar Jeremia die opdrag kry om die Regabiete in 'n kamer te bring en dan aan hulle wyn te gee. As jy daarom vandag vir mense wyn gratis gee, dan drink hulle soos hulle in Vredendal gesê het vir die eerste, tweede en die derde span. Hier kom hy in die gebied vir die mense gratis wyn aan, maar hulle sê, ons sal nie drink nie, want ons voorvader 200 jaar tevore het ons geleer as swerwers wat met vee rond trek in die woestyn om nie te drink nie. En na 200 jaar hou hulle nog by daardie besluit. En dan kom die woord van die Here tot Jeremia en sê, ek het my profete vroeg en laat na my volk gestuur en kyk, hoe lyk hulle besluit vir my? Daar is geen besluit nie. Maar hierdie mense het geluister na 'n man, na hulle voorvader, 200 jaar gelede, en hulle staan nog steeds by hulle besluit. Dis asof die Here dit uitsnik oor sy volk, in Hosea 6 vers 4, julle liefde is soos 'n môrewolk, en soos 'n dou wat vroeg weer verdwyn. Ek lees ook iets interessant hier, in Psalm 78, waar hy praat in vers 9. Die kinders van Efraim, gewapende boogskutters, het omgespring op die dag van oorlog, toe daar op hulle staat gemaak moes word, toe daar druk uitgeoefen word, toe spring hulle om. Dus die besluit om saam te gaan in oorlog te voer, vergete. Ek lees ook hier 'n ander vers 57. En hulle was afvallig en het trouweloos gehandel soos hulle vaders. Hulle het omgedraai soos 'n bedrieglike boog. Die Here wil nie hê dat ons sal omspringers wees en omdraaiers wanneer ons 'n besluit vir Jesus gemaak het. 'n Kwaliteit besluit beteken the point of no return. Die woord wat ons ook het en wat ons ken is die Rubicon besluit. Ons het 'n punt oorgesteek waar daar geen terugtrek en geen terugdraai is nie. Dit kom met die dae van Julius Caesar, toe hy 'n besluit moes neem en oor 'n rivier sou gaan, die Rubicon. En geliefdes, wanneer ons Jesus volg, dan is dit 'n besluit waarop ons nooit weer sal teruggaan en nooit weer sal terugtrek, solank as wat ons lewe. Dis soos daardie ou liedjie sê, I have decided to follow Jesus. No turning back. Praise the Lord, no turning back. Een van daardie versies is, though no one join me, I still will follow. Al staan ek soos my vinger alleen, dan dien ek nog die Here. Al sal al die ander mense uitdraai en ontrou wees, dan volg ek en jy nog die Here Jesus Christus na, soos sy woord sê. 'n Kwaliteit besluit tweedens is 'n besluit wat nie onderhandelbaar is nie.
Ek onderhandel nie oor die goed wat die Here duidelik sê in sy woord en waarvan die Heilige Gees my duidelik oortuig het nie. Ek vra nie vir ander, wat dink jy daarvan? Ek vra nie vir ander hulle toestemming of ek dit mag doen nie. Ek vra nie ander se opinie rondom 'n saak wat duidelik is nie. Wat dink jy nou eintlik van moet ek my bekeer? Wat dink jy moet ek my laat doop? Wat dink jy hier oor hierdie sonde? Geliefdes, die Bybel sê, ek doen klaar. Party hou Bybelstudie om Bybelstudie te hou en hulle praat en hulle redeneer en hulle hou aan en na jare leef hulle nog net soos wat hulle geleef het, in ongeregtigheid en in sonde. Hulle vorder niks nie. Dit is soos wat ons lees van Jannes en Jambres, die towenaars wat Moses teëgestaan het voor Farao in 2 Timoteus 3 vers 7 en vers 8, wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kom nie. Geliefdes, dis soos daardie ou liedjie sê, help 'n bietjie, help 'n bietjie, help 'n bietjie daar. Daar moet regtig gehelp word vir die stomme mense wat nie kan 'n besluit maak vir die Here nie en nooit verder kom nie. Derdens, 'n kwaliteit besluit beteken dit staan uit soos 'n gedenkpaal in my lewe. As ek agter my kyk, dan sien ek daardie gedenkpale, besluite wat ek geneem het, wat intense besluite was om God te volg op daardie punt, oor daardie saak. En wanneer daar moeilike tye kom, in tye van krisis, dan onthou ek daardie geleenthede. Dan help dit my weer, dan dra dit my deur, dan gee dit my krag. Ek onthou die dag toe 'n sekere vrou met my 'n afspraak gemaak het en sy gekom het en gesê het, ek is siek, bid vir my. En sy gesê het, ek het 'n afvallige gees. Ek kan die Here net 'n tydjie dien, dan as ek net weer waar ek was. Ek kan hoe ook al probeer, as ek my net weer kom kry, dan as ek maar weer terug op die ou lyne en die ou stelsels. Dis presies dieselfde wat die volk van Israel ook was. Moses het skaars sy rug gedraai, is op teen die berg om met God te spreek en die wet te ontvang. Hier aan die onderkant draai die volk weer net so om, spring hulle weer om en begin hulle om 'n goue kalf te maak en die duiwel te dien. Die antwoord lê daarin. Sulkes het nog nooit 'n kwaliteit besluit geneem nie. Dit was oppervlakkige besluite gewees. 'n Kwaliteit besluit staan in jou lewe uit, soos die Taalmonument daar op Parelberg, net waar jy daar beweeg, sien jy hom, hy staan daar soos 'n reguit naald. En jou eerste kwaliteit besluit moet wees, is jou bekering. 'n Dag en 'n datum wat ek besluit, ek volg die Here Jesus Christus na. Ek nooi hom in my hart, dat hy sal inkom en hier woon deur die Heilige Gees. En van daardie dag af volg ek in die voetspore van Jesus en ek word 'n volgeling van Jesus. En ek vra u, het jy so 'n dag en 'n datum vir die Here? Vierdens, 'n kwaliteit besluit, en ek gaan dit in Engels sê, dis soos die Engelsman sê, it settles the issue forever. Hebreërs 6 vers 16, want mense sweer by een wat meer is, en die eed van bevestiging is vir hulle die einde van alle teespraak. Dis die einde van die saak. Klaar gepraat, genoeg is genoeg. Dis soos die worsteling van die vroeë kerk, toe daar besluit moes word, hulle wat nou uit die heidendom toegevoeg word tot die kerk, hoeveel van die wet moes hulle nog onderhou? Hulle hou 'n raadsvergadering in 51 na Christus, daar in Handelinge 15, en by vers 28 kom hulle tot die besluit, nadat Petrus dit gesê het, Jakobus het dit gesê, Paulus het dat gesê, en dan uiteindelik maak hulle hierdie verklaring, die Heilige Gees en ons het besluit, punt, klaar, hier is die saak, hier is 'n kwaliteit besluit, hierdie saak, so sal dit wees, ons gaan die Here op hierdie lyn dien. Geliefdes, sommige mense is nie 'n skaap nie, hulle is ook nie 'n bok nie, hulle is so 'n tussenin ding. Wat is 'n tussenin ding? Hulle is tussen die bome en die bas, 'n tussenin ding.
Hulle is nie koud nie, hulle is nie warm nie, hulle is so 'n tussenin ding. Hulle is 'n vleermuis, 'n voël nie, ook nie 'n muis nie. Wat is hulle nou eintlik? Geliefdes, so dien ons nie die Here nie. Almal moet sien en moet kan merk, ons is navolgers van Jesus. Ek vra, hoe lank gaan jy nog soos 'n verdroogde ou blaartjie in die wind waai? Dan's jy hier, dan's jy daar, dan's dit sis, dan's dit so, dan's dit te swaar, dan het hierdie klomp my weer beet, dan het by daardie klomp, geliefdes, ruk los en kom vandag tot 'n kwaliteit besluit vir Jesus Christus. Dis die moeite werd om hom te volg met 'n waaragtige hart en 'n absolute oorgawe totdat jy die laaste asem uitblaas. Vyftens, 'n kwaliteit besluit beteken wat jou alles kos. Iets minder as dit is nie 'n kwaliteit besluit nie. Daarom dat die Bybel sê, Spreuke 23 vers 26, my seun, gee my jou hart, jou hele hart. Die hart is die kern van ons wese waarvan die Bybel praat. Lukas 10:27, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, al jou krag, hele verstand. Nou dink mense, ek kan God behaag, ek kan die Here tevrede stel met so 'n bietjie godsdiens op 'n Sondag, die res van die week kan ek maar weer lewe soos wat ek wil. Ag man, ek is okay, ek sal dit maak. Ek wil vir jou sê, jy is nie okay nie en jy sal dit nie maak nie. Sestens, 'n kwaliteit besluit beteken wat jou lewe rig vir die res van jou lewe. Jy leef vanuit daardie besluit. Dit bepaal alles vir die toekoms. Hoe ek gaan optree, my keuses, my doen en my late. Ek wil afsluit. Jesus het ook 'n kwaliteit besluit gemaak om op die kruishout van Golgotha te sterf. Dis waarvoor hy gebore is, dis waarvoor hy gekom het. Iets minder as dit, dan sou dit ook nie 'n kwaliteitsbesluit van Jesus Christus gewees het nie. Dan kon hy al daar by die berg van verheerliking besluit het, nee wat, ek gaan maar weer terug hemel toe. Dan kan hy maar daar in die tuin van Getsemane, toe dit vir hom baie swaar was, toe hy gebid het, Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. Maar uiteindelik het hy besluit, laat die wil van God geskied. Dit vra 'n kwaliteitsbesluit van my om 'n bidder te word. Ag pastoor, ek is nou nie eintlik 'n bidder nie, ek ook nie. Maar my kwaliteitbesluit in Jesus Christus om te bid, help my om voortdurend in gebed voor die Here te leef, 'n biddende leefstyl te leef, altyd deur opgekoppel met die Here te wees, altyd deur as ware met hom te praat oor alles en om te loof en te prys voortdurend. Om die onderlinge byeenkoms by te woon, vra van my 'n kwaliteit besluit. Ag pastoor, ek is nou nie eintlik 'n groot kerkganger nie. Kom ek sê ek ook nie, maar my kwaliteit besluit in die Here dryf my, dwing my daartoe dat ek niks sal mis nie. Dit vra van my 'n kwaliteit besluit om die Here se deel getrou te gee, om 'n Bybelse lofpryser te wees. Jy kan al die kursusse van die wêreld bywoon, maar as die kwaliteit besluit in jou hart nie gefokus is om die Here Jesus te prys onder alle omstandighede en sy naam groot te maak en jou hande op te hef en hom uitsinnig te loof en prys nie, sal jy nooit een kan wees nie. Kwaliteit besluit om te staan op goddelike genesing. As ek siek is, nie dadelik dokter toe te hardloop nie, maar vir myself te bid, vir ander te bid, hande op te lê, te salf met olie. Kos my 'n kwaliteit besluit om te kan sê, Jesus kan alles doen vir my nou hier. Na aanleiding van Job 42 vers 2, wat sê, nou weet ek dat U alles kan doen en geen plan vir U onuitvoerbaar is nie. Dit kos 'n kwaliteit besluit in Jesus Christus om verlos te wees van verslawende magte, van die drank, van die nikotien, van die dwelms
In Christus vertrou ek hom om my los te maak. Dit vra van my 'n kwaliteit besluit om 'n sielewenner te wees, om die Here te vertrou, waar ek beweeg, waar ek kom, mense in te trek vir die koninkryk van God. Dalk het jy nog nooit 'n kwaliteit besluit gemaak vir die Here nie. Dan wil ek jou help vandag. Wil jy hierdie gebed agter my aanbid en jouself beskikbaar verklaar en jouself oorgee aan die Here en hom vertrou vir 'n kwaliteit navolgingskap om Jesus Christus waaragtig na te volg as die koning van jou hele hart en jou hele wese. Bid dan agter my aan in opregtheid. Here, vandag kom ek na U om 'n kwaliteit besluit te maak vir U. Vergewe my, Here, dat ek maar so lou en so flou in my navolgingskap was. Here, vergewe my dat ek geen ware volgeling van U was nie. Vergewe my, Here, dat ek net altyd 'n verskoning gehad het waarom ek U nie gevolg het met absolute waaragtige oorgawe nie. Maar Here, hier is ek vandag om U te volg met my hele hart en hele wese. Ek buig my hart en my wil voor U. Ek aanvaar U woord as die hoogste gesag van my lewe om dit na te volg. Ek gaan U volg, Here Jesus, al staan ek alleen, maar ek gaan agter U aanvolg en ek gaan agter U aanloop, al sê wie wat, met my hele hart en met my hele wese, tot by die laaste oomblikke. Dankie dat U my die krag sal gee. Dankie dat die Heilige Gees my sal bystaan. Dat die Heilige Gees my ook sal herinner wanneer ek nie meer in volle oorgawe agter U volg nie. Ek dank U, Vader, in Jesus naam. Amen. Want U het my uit die dood gehaal, daarom sing ek my lofsang voor U. Ek hef my hande op voor U. Ek hef my hande op voor U, want U het my uit die dood gehaal, daarom hef ek my hande op voor U. Is dankbaar voor U. Ek is dankbaar voor U, want U het my uit die dood gehaal, daarom is ek dankbaar voor U.